vraag. En die vraag is, wanneer laas was jy by 'n drama? Wanneer laas het jy 'n drama gekyk? Weet mense kyk, jy daar baie keer seker dramas op TV, maar ek praat nou van waar jy fisies in 'n teater was en waar jy na 'n drama gekyk het, of miskien sommer net na 'n opvoering of na 'n toneelstuk. Wanneer laas was jy by so 'n geleentheid? Nou, ek het jou nooi om vanaand en die volgende 3 aande tot Woensdag aand toe saam met my te kyk na 'n drama. Maar dis nie sommer net 'n gewone drama waar ek jou dit uitnooi nie, want vir begin sal jy jou verbeelding moet gebruik en ek hoop jou verbeelding is sterk genoeg sodat jy jouself kan verbeel. Jy sit in die gehoor en jy kyk na die groot verhoog voor jou en jy kyk na die drama wat voor jou afspeel. Maar die drama is anders, want dit speel nie af op 'n gewone verhoog soos wat ons gewoonlik in 'n teater het nie. Dit speel ook nie klaar en af binne 'n uur of 2, 3, soos wat dit gewoonlik die geval met 'n drama is. So die drama waarna ons in die volgende 4 aande gaan kyk, se verhoog lyk ook heeltemal anders as wat dit in 'n gewone teater is. Want die verhoog waarna ons vanaand gaan kyk in die volgende 3 aande is eintlik die hele skepping. Die ganse kosmos, die hele heelal is eintlik die dekor en die verhoog van die drama waarna ons gaan kyk. En verder speel hierdie drama nie af in 'n paar uur soos ek gesê het, maar hierdie drama speel af oor duisende jaar en heel waarskynlik oor selfs miljoene jaar. So, wanneer begin ons drama? Ons drama begin ver in die verlede. Daar ver in die verlede toe tyd begin. Die eerste bladsye en die eerste woorde van die Bybel. Dit vertel vir ons van hierdie drama se begin. En die eerste woorde wat ons lees in die Bybel van hierdie drama is, in die begin het God. In die begin het God. Hierdie drama daar begin. En dit is steeds aan die gang. Dit is steeds aan die gang elke dag, en elke uur, en elke minuut. En soos wat jy nou hier sit en ek hier staan, is hierdie drama steeds besig om af te speel. Ek noem dit die kosmiese drama, en dis dan ook die tema van vanjaar se Pinkster. Dis Pinkster 2026. Here, ons kom bely ons totale afhanklikheid van U. Ek wat die woord moet bedien, Here, wat maar 'n gewagte kleipot is, wat lek, wat onbekwaam is om dit te kan doen. Here, ons wil almal vanaand die woord wil hoor, omdat ons op 'n besondere manier weet, dis Pinkstertyd. Dis 'n besondere tyd in die kerk se geskiedenis elke jaar. Dis 'n tyd van verwagting. Dis 'n tyd van afwagting, soos wat dit destyds ook vir die disippels was. En soos wat dit 165 jaar ook in die NG Kerk altyd herdenk is. Here, nou is dit Pinkster 2026. En ons is hier by mekaar as U gemeente, as U mense, met daai verwagting dat U met ons sal besig wees in hierdie tyd. Besig sal wees deur U woord, maar Here ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En dis waarom ons afhanklikheid voor U kom bely. En vir U kom vra, Here, asseblief dat U ook in hierdie tyd iets besonders met elkeen van ons sal doen. Ons geloof sal versterk. Ons miskien nuwe visie sal gee vir ons eie lewens. 'n Nuwe begrip van waarom ons hier is. En Here, dat ons op so 'n manier U teenwoordigheid sal beleef, dat ons nooit weer dieselfde sal wees na hierdie Pinkster. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, my boodskappe vir die volgende 4 aande gaan elke aand fokus op 'n tema. Ek dink julle het miskien almal die temas al voor die tyd al gesien. So omdat ek op 'n tema fokus, gaan
So ons Pinksterthema is die kosmiese drama. Nou Calvin het gesê die skepping of die kosmos is eintlik God se teater. So hy het hierdie selfde konsep gebruik. En binne God se groot teater, binne hierdie ruimte, hierdie enorme groot, onberekenbare groot ruimte van die kosmos, binne daardie ruimte speel 'n groot kosmiese drama af. En dis waarna ek en jy gaan kyk in hierdie volgende 4 aande. 'n Mens kan dit ook 'n ander naam gegee, ons hoef nie te praat van die kosmiese drama nie. Ons kan ook op 'n ander manier daarna kyk en sê dis eintlik die drama van die lewe waarna ons gaan kyk die volgende 4 aande. Nou, 'n drama weet ons word normaalweg verdeel in sekere bedrywe. Noem dit nou maar verskillende tonele. En dis wat ek dan ook gaan doen. Hierdie drama waarna ons nou gaan kyk, van vanaand af tot woensdag aand, gaan ek verdeel in 6 tonele. 6 verskillende bedrywe. So die eerste bedryf, die eerste groot toneel. Nou die eerste toneel speel af baie ver terug in die verlede. En nie een van ons was daar toe dit begin het. So nie een van ons kan enigiets daarvan vertel nie. Maar gelukkig het ons 'n baie betroubare bron. En dit is hierdie bron. Dis die bron wat vir ons vertel van hierdie drama. En eintlik gaan jy agterkom, ek gaan 'n paar keer, miskien vanaand, gaan ek van hierdie bron praat as God se draaiboek. God het vir ons sy draaiboek gegee oor hierdie drama, sodat ons hierdie drama kan volg van die eerste bladsy af, en selfs die toekoms in, tot op die laaste bladsy van hierdie drama. So dit is die draaiboek van die drama. En hierdie draaiboek vertel van ons 'n storie. Nou kom ons kyk, wat sê hierdie draaiboek oor daardie begin van hierdie drama, waar alles begin het. Ons sit en ons kyk na die kosmiese verhoog. En as jy nou jou verbeelding saam met my kyk na hierdie groot kosmiese verhoog, die skepping, die heelal wat gedaan moet wees, dan vreemd genoeg is die verhoog leeg. Daar's nie 'n son nie, daar's nie maan nie, daar's nie planete nie, daar's nie sterrestelsels nie, daar's niks nie. Dis net leeg. Absoluut leeg. Daar's niks. Maar daar's iemand. Daar's iemand wat die Bybel sê, God se Gees was daar. In Genesis 1 vers 2. En dan hoor ons die eerste woorde van hierdie drama waarna ons kyk. Dis God wat sê, laat daar lig wees. Laat daar lig wees. En toe is daar lig op die verhoog, op die kosmiese verhoog. En nou het ons drama begin. En so skep God deur sy lewegewende woord. En op die verhoog sien ons nou die son, en ons sien die maan, sien sterre, ons sien die aarde, ons sien later aan see, en plante, en voëls, en visse, en diere, en uiteindelik sien ons ook die mens. Ons sien vir Adam en Eva op die kosmiese verhoog. So die kort video waarmee ek begin het, en ek gaan elke aand miskien wat vir u wys, dit probeer op 'n manier illustreer iets van God se skepingswerk. En dan lees ons in die draaiboek verder, in Genesis 1 vers 31, toe het God na alles gekyk wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Nie net goed nie, baie goed. So hierdie eerste toneel waarna ons kyk van die 6 tonele, eerste toneel van die drama, dit wys dat God wat skep, en na sy skepingswerk kyk, en dan self sê dat dit baie goed was. Nou ek wil dit probeer met 'n voorbeeld vir jou illustreer, en ek weet dit is nou maar 'n powere voorbeeld, want hoe kan ons dit nou illustreer, maar ek gaan toch probeer om dit te doen. Ek het 'n bord hier, en ek wil hê jy moet vir jouself verbeel dat hierdie bord stel die aanvanklike skepping voor, dit wat ons daar gelees het in Genesis 1. En hierdie bord, jy kan al kom kyk as jy maar nie glo nie, hierdie bord bekeer niks. Die bord is baie goed. Hier is geen barste in hierdie bord nie, hier is nie krakies in hierdie bord nie, verskoon nou die woord, maar hier is nie eens 'n chip in hierdie bord nie, hier is nie haarfyn, dit klein
afheen krakies in hierdie bord nie. Hierdie bord is heel. En dit doen presies wat dit bedoel om te doen. Dit wat die skepper van hierdie bord bedoel het wat dit moet wees. Dit vervul die doel waarvoor dit gemaak is. Jy kan hierdie bord eet. So het ons in Genesis 1 gelees, was dit ook met alles wat God gemaak het. Die skepping vervul sy doel waarvoor God dit bedoel het om te wees. Dit was baie goed. Weet soos wat hierdie bord as 'n bord baie goed is. Maar nou is die vraag natuurlik, as die skepping nou sy doel vervul waarvoor God dit bedoel het, wat is dan nou die doel van die skepping? En hieroor is die Bybel baie duidelik. Die skepping is daar om God te verheerlik, om sy lof en sy eer te verkondig, om sy grootheid en sy almag, kan 'n mens maar sê, te weerkaats. Met ander woorde, alles wat God gemaak het, alles wat hy geskep het, en dis hoe hier waar die naby aan ons lewe kom, ook ek en jy is daar om God te verheerlik. Dit is jou en my skepingsdoel. En so eindig dan die eerste toneel van die kosmiese drama. Nou kom ons by die tweede toneel. Nou die tweede toneel is daar 'n drastiese wending. En luister net 'n bietjie hoe beskryf die draaiboek die Bybel dit in Genesis 3 vers 4 tot 6. Daar staan: Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. En toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Dis die tweede toneel. Die tweede toneel wys gebrokenheid, stikkindheid, wat deel word van God se skepping. Deel word van ons drama. Die gebrokenheid kom toe die mens die vryheid wat die Here hom gegee het te kan kies, toe die mens dit misbruik, toe die mens verkeerd kies om eerder vir Satan te glo as vir die Here, teen God kies om ongehoorsaam te wees, kies om sy eie wil te doen, verkies om te rebelleer teen God se wil, sy heerskappy en sy gesag uitdaag, en eindig self soos God wil wees, soos wat Satan hom hier mislei het. En sê dat Genesis 3 is dit so dat die mens wil self in beheer wees. En nou verander die drama baie skielik en dit verander skielik baie radikaal. En so kan ek en jy die drama volg tot vandag, want dis die tyd waarin ek en jy lewe. Ons sien die tragiese gevolge van Genesis 3, soos daardie stikkende bord, waar jy nie meer kan eet nie. Rondom ons is daar stikkindheid. Die skerwe van Genesis 3, wat gebreek is en verwoes daar lê. En elkeen van ons wat vanaand hier is, ons sal weet dat dit so is, want ons sien elke dag, en elkeen van ons glo en ervaar dit elke dag, ons beleef dit, daardie stikkende skerwe van Genesis 3. Genesis 3 se nalatenskap. En as mens daarna kyk, dan kan jy baie nie glo dat alles wat God geskep het in die begin so goed was nie. Want wat ons nou sien, en dit wat ons nou ervaar, is nie meer baie goed nie. Ons sien eerder 'n stikkende wêreld waarin, as 'n mens so kan uitdruk, waarin die doodsreuk van sonde hang. En nou kan ons natuurlik met reg vra, maar hoekom is dit dan so? Dis die groot vraag. Hoekom het die drama dan skeef geloop en dit dan so mooi begin? Waarom het God toegelaat dat dit gebeur? Hy kon dit al 'n keer het. En dit is een van daai vrae waarmee die mensdom al van vroegste tye af worstel. Maar Genesis 3 se rebellie vind plaas omdat God vir die mens vryheid gee om te kan kies. Om te kan kies. Om vir hom te kan kies of om teen hom te kies.
kies om te gehoorsaam, of om te kies om ongehoorsaam te wees. Om te kies om te vertrou, of liewer op myself te vertrou. Om lief te hê, of om te ignoreer. Om te verheerlik, of om myself te verheerlik. Adam en Eva was vry om te kon kies. En so is jy, en so is ek, net so vry om te kan kies. Adam en Eva het teen hom gekies. En so kies biljoene mense vandag nog in die wêreld teen hom. En daarom lewe ek en jy met die gevolge van daardie keuse. 'n Wêreld en 'n skepping wat nie lyk en funksioneer soos wat God het oorspronklik bedoel het. 'n Skepping waarvan God nie meer kan sê, dit is baie goed nie. Want sy heerlikheid word nie deur alles en deur almal vertoon en weerkaats. Maar sedertdien wil die mens eerder self verheerlik word. Self in beheer wees, self regeer, self koning wees van my eie koninkryk. Miskien onthou sommige van julle Frank Sinatra het 'n trefferlied gehad, eintlik met tragiese woorde as 'n mens daaraan dink. Die lied se naam was My Way. En in die lied sang hy 'n klomp keer, I did it my way. Ek het dit op my manier gedoen. Die essensie van Genesis 3. Dis die betekenis van Genesis 3. My way. Not God's way. My way. Of die gedig wat William Henry geskryf het in 1875 die Invictus. Daarom sê, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. The captain of my soul. Hoor jy die woorde? I am. I am. Dis die refrein van Genesis 3. En wat is die gevolg daarvan? Die gevolg is 'n skepping wat so gebroken en so stikkend is, soos daardie bord wat daar op die grond lê. En sedertdien probeer die mens daardie stukke, daardie sterre optel, wat Genesis 3 veroorsaak het. En mens probeer las, nog vandag, elke dag kan jy dit hoor, jy kan dit in die nuus kyk. Hoe die mens probeer, en regering probeer, en leiers probeer, las aan hierdie stikkende wêreldse stukke. Probeer om die wêreld net weer heel te kry, dat hy net kan goed funksioneer. Mense probeer om die rommel van Genesis 3 wat op die verhoog lê, om dit op te ruim. Maar dit werk nie. Want die filosofie nie, of die politiek nie, of die humanisme nie, of selfs nie as godsdienst sal werk nie. Dit sal nie werk nie. Die skerpe van Genesis 3 sny ons steeds stikkend. En steeds is die kosmiese verhoog vol bloeiende ruis. En nou vra mense natuurlik 'n baie logiese vraag. Waar is God dan? En dis ons tema vanaand. Waar is God in hierdie drama? Wat is sy rol? Hoekom lyk alles dan so? En ateïste lag en hulle koggel onsself en hulle sê, maar julle God slaap seker? Daar's van hulle wat boeke daaroor skryf en sê, dalk is hy dood. En hierdie stellings van God wat dood is, was al selfs geverf in groot letters op Londen se groot rooi busse se kante. God is miskien dood. En stilweg of openlik wonder gelowiges, miskien jy en ek ook, wonder ons baie keer, waar is God dan, as dinge so gaan? Die vraag oor waar God by die drama inpas, by hierdie kosmiese drama, is 'n geldige vraag. Dis logies dat ons die vraag sal vra as mense. Want mense kyk na die kosmiese verhoog, en dan sien hulle pandemies, en hulle sien nood, en hulle sien verkrachting, en hulle sien lyding, en hulle sien swaar kry, en dan wonder hulle, waar pas God in? Hulle wonder dan, is hy in beheer van die wêreldgeskiedenis? Ja. Is hy regtig betrokke by wat hier aangaan in hierdie wêreld?
Hoekom is die wêreld dan grootliks net 'n gemors? Lyk dit soos daai stukke hier op die vloer? Ek het 'n vriend gehad wat 'n predikant was by 'n klein sterwende gemeente aanvanklik hier aan die Wesrand. En hy het daar gekom by hierdie gemeente wat eintlik nie meer moes bestaan volgens die synodes nie. Hy wil hom toemaak. En hy het daar gekom as die leraar van hierdie gemeente. En die gemeente het begin verander. Hulle het begin verstaan hoekom is hulle hier. Daar het lewe gekom in hierdie gemeente. Dinge het begin gebeur in hierdie gemeente. Hulle het die omgewing rondom hulle begin verander deur hulle teenwoordigheid, deur hulle getuienis. Dit het skielik 'n dinamiese klein gemeente geword aan die Wesrand. En die Here het hierdie predikant, hierdie dominee gebruik om dit te laat gebeur. Hierdie dominee was 'n springbok fietsryer vir die vriend van my. En een oggend by ons huis, daar aan die Waterstrand, kry ek 'n telefoonoproep en 'n dame praat aan die ander kant en sy sê vir my, sy wil net vir my sê dat dominee Bart is doodgery. Hy het gaan fietsry die oggend en 'n taxi het ons van die fiets afgery en besloot in dat hom lank daarna daar gekry. Taxi het net aangery. En Bart was dood. En ek het gewonder op daai oomblik, hoe is dit moontlik? Hoe kan die Here dit toelaat? 'n Leraar wat 'n sterwende gemeente gehelp het om weer nuwe lewe te kry, lewe te toon in die wêreld rondom hulle te verander. Hoe is dit moontlik dat die Here dit kan doen en kan toelaat? Kan hy dan niets doen nie? Kan hy nie iets aan die draaiboek doen nie? En vandag sterf Christene as martelare omdat hulle Jesus bely en hom volg, soos deur al die eeue. Waarskynlik 83 Christene sterf elke uur omdat hulle Jesus bely in die wêreld. En dan wonder mens, waarom laat God dit toe? Rondom ons sien ons hoe mense ly as gevolg van siekte, van ouderdom, van honger en verwaarlosing, van armoede en uitbuiting en emosionele verwering. Ons sien dit rondom ons. En dit is ook waarskynlik dat hier vanaand ook hier tussen ons sulke swaar kry mense is. Miskien sit jy hier en jy gaan weer ook so 'n moeilike tyd, waarom jy baie vrae het wat jy vra. Miskien vra jy ook die vraag, waarom laat God dit toe? En daarom skryf selfs teoloë boeke met titels soos The God I Do Not Understand. Of 'n ander een, Where is God When It Hurts? Die tweede bedryf van Genesis 3. Maar nou kom ons by die derde bedryf. En ons noem die derde bedryf die Ou Testament. En daar sien ons dat God nie die verwoesting van Genesis 3 net ignoreer nie. Hy sê nie vir die mense, dis jou verdiende loon nie. Jy het oor jouself gebring. Jy het hierdie keuse gemaak. Dis jou skuld. Ek onttrek my nou. Dis nie wat hy doen nie. Hy doen iets aan hierdie stikkende drama. Hy stel sy groot heelmaakplan, sy herstelplan, stel hy in werking. En ons sien dit daar in die Ou Testament, sommer in die begin, in Genesis 12 al, waar hy van Abraham en sy nageslag roep en hy stuur hulle na die mees sentrale plek van die westydse wêreld. Hy stuur hulle om te gaan getuig van sy groot reddingsdade. Om vir al daardie volkere wat hier daardie omgewing beweeg op hulle roetes, hulle handelsroetes, om te vertel dat God omgee, dat hy lief het, dat hy met sy plan besig is, dat daar hoop is. En dan kom ons by die vierde toneel. En die vierde toneel speel 2000 jaar gelede af. Dis die toneel waarin God wys hoe groot sy liefde vir ons is. Hoe groot sy omgee vir ons is. En as gelowiges ken ek en jy daardie toneel baie goed, want Johannes beskryf dit so, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad.
God stuur sy seun in die gestalte van 'n mens as sy gebroke, stikkende skepping. En Jesus stap sy skepping binne. Hy betree die verhoog deur die krib. En hy kom wys deur die kruis en deur die oop graf dat hy herstel en dat hy heel maak. Dit wat die mens deur sy verkeerde keuses verwoes het. Jesus maak gesond waar siekte vermeerder. Hy bring lewe waar die dood hartseer en skrywing bring. Jesus wys dat Genesis 3 het nie die laaste sê oor ons nie. Jesus kom wys dat 'n nuwe word is deel van sy plan. Dis wat in hierdie 4de bedryf gebeur. En dan kom die 5de bedryf. En hierdie toneel begin eintlik op Pinksterdag. Dit begin in Handelinge 2. Die tyd wat ons nou herdenk. God stuur sy Heilige Gees om hierdie toneel te begin. Die Heilige Gees om sy kinders se lewens nuut te maak. Om mense se lewens oor te maak. Om hulle met krag te vervul om te kan leef en te kan praat as sy getuies. Om te getuig dat God besig is met sy herstelplan. Gestuur om te sê God is nie dood nie, hy lewe. Die graf is leeg. Daar is nuwe lewe. En dan kom die laaste en die 6de bedryf. En hierdie toneel kom nog. Die laaste bladsye van die boek, van die draaiboek, vertel vir ons daarvan. Ons kan daarin lees, maar dit het nog nie gebeur nie. Dit kom nog. Maar ons kan dit vooruit lees in die draaiboek. Want soos reg in die begin hoor ons weer God se stem hier op die laaste bladsye van die Bybel. Maar die Bybel sê hy sit hierdie keer op 'n troon. En dan hoor ons hy sê, hy praat eintlik oor 'n nuwe word, as ek dit so kan uitdruk. Openbaring 21 vers 5. Hy sê vir Johannes, skryf hierdie woorde op, Johannes, want hulle is betroubaar en waar. En miskien die mees besondere woorde in die ganse Bybel, hierdie 5 woorde. Kyk, ek maak alles nuut. As dit nie daarvoor was nie, dan is ek en jy nie nou hier is gelowig nie. Die hoop, die verwagting, kyk, ek maak alles nuut. Die 6 tonele van die kosmiese drama wat afspeel in God se groot teater. Die eerste toneel, God skep alles baie goed. Die tweede toneel, die mens kies teen God en gebrokenheid word deel van die skepping. Die derde toneel, God laat dit nie net so nie. Hy laat dit nie net so stukkend nie. Hy begin sy herstelplan reeds in die Ou Testament toe hy vir Abraham en sy nageslag stuur as sy getuies. Die vierde toneel, Jesus kom na die wêreld en hy kom wys dat God besig is met sy herstelplan, met sy heelmaakplan. Die 5de toneel, dit word Pinkster. God stuur sy Heilige Gees om sy kinders met krag te vervul, sodat hulle van hom kan getuig. En dan die 6de en die laaste toneel wat nog kom. Ons sien 'n nuwe hemel en ons sien 'n nuwe aarde. Maar tot daai 6de toneel eendag aanbreek, wanneer dit ook al is, wanneer Jesus weer kom, leef die ganse mensdom, ook ek en jy as gelowiges, leef ons in hierdie stikkende wêreld. Ook daardie gemeente, wie se dood nie doodgery is. Ons lewe tussen die skerwe, die nalatenskap van Genesis 3. Die dood wat hierdie man opvat het. Ook almal van ons wat sukkel met hartseer en met swaar kry, dat ons tussen die stukke in hierdie skerwe van Genesis 3 nog steeds gryp na die Here en sê, Here, asseblief help ons
in die realiteit van die wêreld waarin ons is. Want steeds ervaar ons hartseer, en steeds is daar siekte, en steeds is daar dood, en steeds beleef ons die aftakeling van ouderdom, en verwerping, en eensaamheid en depressie, is alles nog steeds deel van die lewe. Alles God besig met sy herstelplan. Steeds is dit so dat mense mekaar raak en nasies met mekaar in oorlog besig is. Steeds sterf mense vandag nog in sinnelose konflik in die Oekraïne. Steeds is daar vernietigende geweld in die Midde-Ooste. Steeds wil mense, die meeste mense, hulle eie God wees. Net soos in Genesis 3. En 'n goddelose en rebellerende en 'n ongelowige wêreld wil weet, waar is ons God? As hy daar is, waarom doen hy dan nie iets nie? Maar hy het iets te doen. Hy het sy kruis kom trek, deur Genesis 3, sy rampspoedige gevolge. Jesus trek sy kruis, deur Genesis 3. Nou wat bedoel ek daarmee? En miskien raak dit nogal baie persoonlik wat ek nou sê. Wel, wat ek daarmee bedoel is dat die vernietigendste gevolg van Genesis 3 is nie siekte nie. Dis nie rape nie. Dis nie oorlog nie. Dis nie veroudering nie. Dis nie swaar kry nie. Dis selfs nie die dood nie. Die ergste ramp wat Genesis 3 veroorsaak, is die verhouding tussen God en mens, wat geruïneer is, wat gebroken is, wat stikkend is. Genesis 3 beteken, mense wie se lewens in skerwe lê, soos daardie bord. Dis wat Genesis 3 beteken. Mense wat net so min soos daardie stikkende bord, hulle skepingsdoel kan uitleef. Hulle kan nie met hulle lewe in 'n stikkende verhouding met die Here. En in Koos die presiese woorde, is 'n groot deel van die wêreld nog steeds swerwers sonder rigting en soekers wat nooit vind. Mense sonder hoop, verlore mense. En deur al die Genesis 3 gevolge, daardeur het hy sy kruis kom trek. Het hy kom heel maak, het hy kom nuut maak, het hy kom oormaak, ook ons lewens, dit wat sterk was. Want jy sien, jou lewe en my lewe moet vir mense wys dat God besig is met sy heelmaakplan. Dit is waarskynlik die sterkste bewys dat God nie die wêreld los so stikkend soos wat hy is. Die lewens van gelowiges. Jou en my lewe moet dit vir 'n wêreld daar buite illustreer. So lyk 'n lewe wat heel gemaak is. Waarvan God die skerwe verwyder het. Hy het hom nie gewas nie. Hy het nie die skerwe van my lewe in mekaar geplak weer nie. Dis nie wat dit beteken nie. As Jesus kom, dan doen hy dit. Hy bring nuwe word, nuwe lewe. En dis die troos vir stikkende word mense. Ons kan nie gemaak word. Dis die boodskap van Pinkster. En dis waarvoor die kerk al vir 165 jaar lank tydens Pinkster bediening het. Dat mense met hulle stikkende word lewens sal ontdek, dat Jesus deur die werking van sy Gees kan nuut maak. Dat 'n nuwe lewe, soos 'n splinternuwe word, dat dit moontlik is. Uit Genesis 3 se verwoestende, vernietigende gevolge, het hy homself geneem. En so het dit Pinkster geword. Ek onthou ook op 'n stadium by 'n baie groot gemeente, waar ook 'n universiteit is, het ek met die leierskap van die gemeente gewerk vir 'n dag of 2. En dit is 'n groot gemeente, en daar was 21 mense op die personeel wat ek mee gewerk het in daardie tyd. En daar het 'n dame daar gesit, ek het natuurlijk iemand al geken, behalwe die predikant.
En die het een daar gesit, en so teen die kant van 'n groot vertrek so omgesit die klomp mense. En sy het maar net daar gesit, en toe ons op stadium 2 drink, toe sê die dominee vir my, ek het daai vrou gesien by daar sit. Ek sê, ja, wel, ek sien ja, daar sit daar. Hy sê, kom vertel jy van haar lewe. Hy sê, sy was getroud met 'n man wat alkoholist was. Hy het haar lewe hel gemaak, hy het haar aangerand, hy het haar geslaan, hy het haar emosioneel verbeweeg. En uiteindelik is hulle geskei. En sy was vry. En toe het sy 'n nuwe liefde ontmoet, 'n nuwe man in haar lewe. Wat baie goed was vir haar. Vir haar nuwe lewe wat ervaar het. Liefde laat ervaar. Sorg en omgee laat ervaar het. En hy 6 weke gelede oorlede aan kanker. Haar seun is kort daarna ongelukkig dood. Hy sê 2 weke gelede het 3 maande die oggend by haar huis ingestap. En al 3 die maande het haar verkrag. Dis sy was. Ek het gepraat oor 'n nuwe bord. Ek het die voorbeeld van die bord gebruik nie. Ek het gepraat van 'n lyn. Daar word in die ou tyd op 'n lyn geskryf. Al hierdie gekrap van Genesis 3 op daai bord op daai lyn. Al sy slegte nuus daarop staan. Alles wat so sleg is wat met mense gebeur. Ek sal my lewe nooit vergeet op 'n stadium. Toe staan daai vrou op. Sy sê, "Klipbaar so dat almal kan hoor. Die Here het sopas my lyn skoongevee. As 'n nuwe begin. Kan ek en jy ontsnap in hierdie gebroke wêreld? Nie, ons kan. Het God beloof dat gelowiges dit sal vryspring? Nee, hy het nie. Het God beloof dat hy by ons sal wees te midde van hierdie gebrokenheid rondom ons en dat hy eendag alles vernuut maak? Ja. 1000-maal ja. Hy het dit beloof. Ons thema vanaand was God se rol in die kosmiese drama. Jesus het kom wys dat die kosmiese drama niks anders is as 'n liefdesdrama. Dis nie 'n moord en doodslag drama van Genesis 3, maar dis die liefdesdrama van Johannes 3 vers 16. Want so lief